Ons kom nou by die laaste kenmerk van 'n volwasse gelowige. En dit is 'n volwasse gelowige word gekenmerk dat hy 'n geesvervulde lewe lei. Ons lees in Handelinge 6 vers 3 dat die gemeente het gegroei en uit sy nate uitgebars en al die apostels kon nie die werk reg gekry het nie. En hulle roep toe die gemeente bymekaar en sê luister, dis nie reg dat ons die woordverkondiging versaak sodat ons die tafels kan bedien en die weduwees kan bedien nie. Hy sê toe kry 7 mans onder julle wat bekend is dat hulle met die Gees vervul is en wysheid het om julle te help met hierdie taak. Wat 'n wonderlike gedagte. Hier's 'n klomp gelowiges, die gemeente is groot, maar soek vir julle mans uit wat geken word dat hulle met die Gees vervul is. Die kerk kort vandag ook al. Die kerk kort vandag manne en vroue wat geken is dat hulle deur die Gees vervul is. Die kerk kort vandag, die oes is groot, maar die arbeiders is min en die kerk het nodig dat ek en jy gekenmerk word dat ons deur die Heilige Gees vervul is en dat ons 'n geesvervulde lewe lei. In Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie julle aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat julle deur die Gees vervul. Nou wat beteken dit om 'n geesvervulde lewe te lei? Wel, dis waar die hele studie gegaan het. Dis waar die 9 eienskappe gegaan het. En ek wil dit net saam met jou deurstap, want hierdie is dalk die opsomming of dalk die slot van hierdie studie. En kom ons kyk net weer daarna. Hoe lyk iemand? Wel, dis waar die 15de tree gaan. Die eienskappe van 'n volwasse gelowige, iemand wat die Gees gelei word, iemand wat geesvervuld is dis iemand wat gered is. Dis iemand wat sy getuienis aktief uitleef. Dis iemand wat naby aan die Here leef. Dis iemand wat diensbaar is en nie skroom om sy hande en sy voete vuil te maak vir die werk van die Here nie. Dis iemand wat sy plek in die liggaam vol staan en verstaan hy's deel van die liggaam en hy moet werk. Dis iemand wat lief is vir die woord. Dis iemand wat 'n aktiewe gebedslewe het. Dis iemand wat bekwam is om ander mense te leer. Sien, om 'n geesvervulde lewe te leef is bloot maar net om in gehoorsaamheid aan God te leef. My gebed is, dat soos jy groei in die Here, dat jy terug sal kyk op hierdie 9 eienskappe, hierdie 9 kenmerke van 'n volwasse gelowige, en soos die tyd aangaan, dat jy meer en meer van dit in jou lewe sal sien. Mag die Here vir jou seën en vir my seën, dat ons werklik gekenmerk sal word, as manne en vroue, wat lief is vir die Here. Dis die einde van kenmerke. Ons gaan nou aan na die volgende tree toe.